En ons gebede is ook vir hulle. Ek dank U daarvoor, Here, lei my in hierdie woord. Dat ek hierdie woord van U vanmôre net waar en suiwer sal oorbring. Here, en dat ek nie 'n twispunt van dit sal maak nie. Maar dat ek dit op so 'n manier sal doen, dat dit U welbehae sal wegdra. Ek dank U vir alles, Here, en ek bid dit in die wonderlike naam. Amen. Ja, geliefdes, soos ek sê, dit is 'n tema hierdie wat nie baie mense oor wil praat of iets nie. Maar ek gaan begin deur 'n storieetjie te vertel. En ek dink dit het al met baie paas gebeur. 'n 7-jarige seentjie kom na sy pa toe. En hy vra vir hom: "Papa, wie het God gemaak?" Pa kyk hom, so hy sê, "Nou, maar hoekom vra jy dit?" Hy sê, "Papa, die Bybel sê lank gelede het God die aarde en alles daarop gemaak en hy het die son, die maan en die sterre gemaak. Maar wie het hom gemaak?" Die pa se antwoord was: "Niemand het God gemaak nie," antwoord die pa. "Hy het nog altyd bestaan." Die kind was vereers tevrede met hierdie antwoord, 'n eenvoudige verduideliking. Maar hy het ouder geword, en soos hy ouer geword het, het hy steeds gewonder oor hierdie vraag wat hy sy pa gevra het op 'n 6-7-jarige ouderdom. En hy wonder nog steeds oor die vraag. Dit het vir hom al moeiliker begin word om te verstaan hoe iemand nie 'n begin kan hê nie. Selfs die heelal het dan 'n begin gehad. En hy het gewonder waar God vandaan gekom het. Nou ja, hoeveel van ons het al dieselfde vraag gevra? Wie het God gemaak? Waar kom God vandaan? Die Bybelse antwoord is eintlik baie dieselfde as die van die pa in ons voorbeeld. Want Moses het geskryf, en soos ek reeds vir julle gelees het: "O Jehova, voordat berge gebore is, of U die aarde en die vrugbare land voortgebring het. Ja, van onbepaalde tyd tot onbepaalde tyd is U God." Nou, niemand van ons, ek wil nog 'n vergelyking maak, atome. Wie van julle kan vir my sê, waar kom atome vandaan? Atoom. Mense het baie teorieë en hulle het selfs 'n naam vir hom gegee. Al wat mense eintlik werklik van 'n atoom weet, is dat wanneer jy hom bewerk, wanneer jy hom split, gee hy geweldige energie af. So, hulle weet dat 'n atoom, ek kan nie sê waar hy vandaan kom nie, het inherent 'n geweldige potensiaal. Nou weet julle, en dink ek wil nie vir God vergelyk met 'n atoom nie, maar gebruik hierdie voorbeeld om krag en die mag en die geweldige potensiaal
van iets onbekends. Iets wat 'n naam het, maar wat niemand kan sê hoe atome ontstaan het. Ja, as jy met wetenskaplikes gaan praat, sal hulle vir jou baie antwoorde gee. Maar aan die einde van die dag, dan is daai antwoorde maar net so vaag. Niemand kan vir jou sê, daar's die bewys, daar's dit, daar's dit, daar's dit. En dit so uitlê nie. En tog aanvaar ons dit almal. Jy weet, God bewaar ons en maak ons volmaak omdat hy, God, ons verlosser is. Hy is dit deur Jesus Christus, net soos hy alles deur sy seun doen. Jesus Christus is ook ons Here. Hy het alle gesag. As jy hieroor dink en dit laat insink, sal jy hom daarvoor verheerlik. In hierdie gevaarlike tye is daar altyd rede om God te verheerlik. Of miskien juis as gevolg van hierdie omstandighede wat ons huidiglik in is. Omstandighede wat so buite ons beheer is, die meeste van dit. En ek glo, elkeen van ons sal hom alles toewens. Wat Judas hier ook noem. En julle weet, Judas praat van heerlikheid. Dit wil sê al die uitnemendheid wat in hom sigbaar is, in God sigbaar is. Hy praat van majesteit, dit wil sê sy waardigheid en pragt bo alles. Hy praat ook van 'n krag. Dit wil sê sy almag, al die hulpbronne wat hy het, alles tot sy beskikking om al sy planne uit te voer. Mag, dat sy persoonlike reg en die innerlike bekwaamheid om dinge te doen onbekend is, maar groot in krag is. Dit alles word voor hom gestel al die jare al deur die eeue. En ook in ons huidige tyd. En so sal dit wees tot in ewigheid. Dat ons alles, alle eer, alle gehoorsaamheid, alle afhanklikheid, alle gemeensaamheid, ons veiligheid en die ewige lewe aan God te danke is en hom daarvoor moet eer. En daar stem ek ook dan te harte saam met wat Judas gesê het. Amen. So is dit en niks anders nie. Hier gee dit vir ons so 'n bietjie 'n karakter van God. In heerlikheid, majesteit, krag en mag. Hierdie 4. Nou, dink ons weer terug na hierdie ongekende potensiaal wat in 'n atoom is. Net so is daar 'n onbekende potensiaal vir jou en my broer en suster. As ons in die Here is, as ons in God is. Wonderlik om dit te weet. Nee? En die groot ding is, die feit dat hy ons verlosser is,
ons redder is, dat hy ons bewaar deur Jesus Christus, is net eenvoudig verwerking of onverwerklike insig wat jy nodig het om dit te besef. Elkeen van ons moet werklik diep gaan nadink oor hierdie dinge. En ek dink dit is elkeen van ons se plig om 'n beter studie in dit te maak. En as ek enigstens daarmee kan help, vorentoe. Ons gaan nog by die skepping kom, maar ons moet eers hiermee klaarmaak. Maar ons wil ook gaan kyk na Judas 1, vers 17 tot 25. Wat werklik sê, moet ons praat oor vermaninge en bemoediging. En as jy gaan kyk terug, wat ek daar gelees het en dele wat ek daar uitgehaal het, dan is dit vir ons 'n krag wat ons op kan staat maak. Dit is 'n vesting waar ons kan skuil. Psalm 91 sê die skrif, kom sit in die teenwoordigheid van die Allerhoogste. Met ander woorde, kom vind jou rus in God, want hy is daai ongekende krag. Hy is die een wat jou berusting gee, wat jou bemoediging gee, wat jou bekragtig, wat jou sterk maak teen die aanvalle van die wêreld. Hy is die een wat jou met daai inherente krag of potensiaal voorsien. Jy sien al hierdie tekste toon dat God die koning van die ewigheid is. Dis ook dan soos apostel Paulus hom beskryf in 1 Timoteus 1 vers 17. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dit beteken dan, as ons daarna kyk, koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, sê dit eintlik vir ons, God het maar nog altyd bestaan, ongeag hoe ver ons terugkyk in die verlede. Want hoe verder ons terugkyk, hoe meer sal ons besef, dat God is 'n identiteit wat ons nie werklik kan beskryf nie, of 100% reg kan beskryf nie. Al wat ek vir julle kan sê net is, hy is daardie potensiale krag, daai inherente potensiale krag, wat hy ook vir ons oordra as ons in sy hand is, as ons in sy skuiling kom rus vind. Hy sal ook in die altyd, in die toekoms bestaan. Want dit sê hy vir ons. Openbaring 1 vers 8 sê, ek is die Alfa en Omega, wat eintlik beteken die begin en die einde, sê die Here. Wat is, wat was en wat kom. Wat is nou, wat was en wat kom. Is nou. Dink daaraan. Hy sê is, dit is wat nou is. Dit was gewees. Vroeger het die Here gesê, alles wat nou is, was reeds gewees en sal weerkom. So hierdie is 'n hele kringloop van die skepping tot die volleinding. Dit is die tydige. Daarna kom dit weer. En as ek dit reg verstaan, was dit voorheen ook gewees. Sy ewige bestaan is dus 'n wesenlike kenmerk
van almag. En daarom noem ons hom ook die almagtige God. Hy het mag oor alles en almal. Nou het die vraag by my opgekom, wat ek nou hier aan? Die vraag het by my opgekom dan, waarom is dit dan vir ons moeilik om die idee te verstaan? En ek wil soort van 'n antwoord probeer gee. Dit is omdat ons weens ons beperkte lewensduur hy heeltemal ander begrip van tyd het as God. Aangesien God ewig is 1000 jaar vir hom soos 'n dag. En dit staan ook so in 2 Petrus 3 vers 8, maar laat een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. So ons kan nie besef nie. Dit wat ons sien as 1000 jaar, sien God as een dag. Vir hom is dit niks. Maar wat hy in een dag van ons vermag, het ons 1000 jaar nodig. En weer eens daarom, kan ek net sê, hy is 'n God, wat ons nie kan verduidelik nie. Hy het hierdie inherente potensiale krag in hom, wat hy ook in werklike krag omskep het, deur die skepping van die aarde, deur die verlossing van die mens deur sy seun Jesus Christus. En ons kan teruggaan, as ons gaan kyk na die sonvloed, die trek in die woestyn. Wie kan die Rooi See split? Wie kan water uit 'n rots uit laat kom? Wie kan die aarde laat oopskeer? Dit is soos die God vir Moses gesê, ek is. En dit is hy wat dit doen. God het nie vir Moses gesê, ek is God, ek is dit, ek is dat nie. Hy het gesê, ek is. Ek is. En daardie ek is, vat hy natuurlik alles saam. Hy vat alles saam wat ons moontlik aan kan dink. Ek wil net weer eens teruggaan na hierdie ding van die seun. Nou gaan ek 'n vraag vra. 'n Sprinkaan wat vandat hy gebore is totdat hy volgroeid is, of totdat hy leef net 50 dae. Ons lewensduur is 70 tot 80 jaar. Kan die sprinkaan begryp wat die verskil tussen tyd is? 'n Hond lewe net 15 jaar. Ons lewe 70 jaar. Kan hierdie hond begryp hoekom ons so daar is, so lank al daar is? Is daar 'n oplossing daarvoor wat ons kan gee? Ons as normale mense, miskien die wetenskaplikes of die dieredeskundiges of watter mense ook al, ek weet nie. Die sogenaamde dierekenners en al daai mense kan dalk vir jou verduidelikings gee, maar ek weet nie of ons dit werklik kan beskryf nie, want weer eens is dit so daar gestel deur God. Hierdie alwyse, almagtige God. Die Bybel verduidelik soos die sprinkaan in vergelyking met ons is. Ons in vergelyking is met God, ons grootste skepper. In ons redenasie vermoë, ons kennis en ons insig kan nie met syne vergelyk word nie.
al probeer ons hoe hard, al word ons die slimste wetenskaplikes, ons kan nie met hom vergelyk word nie. Jesaja 40 vers 22 sê vir ons, hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane. Hy span die hemel uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Kyk hoe beskryf hy dit. Hy beskryf ons as bewoners van hierdie aarde soos sprinkane. Hy sê hy span 'n dun doek, 'n skadu-net oor ons uit. Die woord sê 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Jesaja 58 vers 8 en 9 sê vir ons, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Eintlik wat Jesaja hier vir ons sê, soos deur die Heilige Gees van God aan hom gebring, is eintlik dat ons moet ophou om met hierdie vergelykings tussen ons en God te stel. Waar kom God vandaan? Wie het hom geskep? Wie is dit? Wie is dat? God is God en hy weet. Eendag sal ons weet. Dit beloof die Here vir ons. Is nie nou vir julle om te weet, maar eendag sal julle weet. Waarom nou daaroor stry en te kere gaan? Want dis wat gebeur. Mense word kwaad daaroor, as jy hieroor praat. Mense wil redeneer en alles. Ek redeneer nie daaroor nie. Dis my siening. As jy daarmee saamstem nie, dis jou idee, dis jou siening. Ek gaan nie myne op jou afdring nie, ek gee vir jou wat my siening is. Jy kan daarmee maak wat jy wil. Maar ek dink ek lees die woord nie verkeerd nie. En ek glo. En juist daarom behoort dit ons nie te verbaas dat daar aspekte van God se aard is, wat die mens nie volkome ten volle kan begryp nie. Hoewel die begrip van die ewige God moeilik kan wees om te verstaan, is dit duidelik dat dit sin maak. Want hy is daar, hy is ewig. Hy was nog altyd en sal altyd wees. Hy sê dit in die woord. Alfa en die Omega, die begin en die einde. As iemand God geskep het, sou daardie persoon die skepper gewees het. En as iemand hom geskep het, sou 'n ander persoon die skepper gewees het. Maar nou is God die skepper. Want daar is niemand wat hom geskep het nie. Geen bewyse nie. God was daar. Vir ons verstand is dit te klein en te min. Ons kan nie. Ons verstande kan dit nie verwerk nie. Jy weet, die Bybel verduidelik dat God die een is wat alles geskep het. Openbaring 4 vers 11 sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Wat meer is, geliefdes, ons weet dat daar 'n tyd was toe die heelal nie bestaan het nie. En toe kom Genesis 1 vers 1 en 2 en sê vir ons, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed. En die Gees van God het gesweef op die waters.
Waar het dit vandaan gekom? Die skepper daarvan moes eers bestaan het. Hy het ook bestaan voordat daar enige ander intelligente wesens was. Soos die enig verwerkte seun en die engele. In Job is die vraag daar: waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Hier sê God het vir Job: waar was jy toe die aarde geskep het? Wat kan jy sê daarvan? Die volgende vraag sê Job 38 vers 7. Toe die môresterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. Julle weet, is my net ontsettend groot, of wonderlik hoe groot God werklik is. En as ek weer daarna kyk, en tot die besef kom, maar my verstand is te klein, of my insig te kort, om verder terug te gaan as God. En ek verselwig myself daarmee, en ek vertroos myself daarmee, dat eendag sal ek weet as ek by hom is. Maar daarvoor moet ons werk om die ewige lewe. Anders sal ons nooit weet nie. Kolossense 1 vers 15 en 1 vers 17 sê, 1 vers 15 tot 17 sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye, owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Julle sien, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, Jesus Christus. Dis van wie hulle praat hier so. Dis van wie Paulus hier skryf aan die Kolossense. So hy was altyd daar. Dit antwoord ook ons vraag dat Christus was ook in die begin daar. Maar nie in lewende lywe nie. Maar hy was die eers en eniggebore seun van God. So. Dis duidelik dat God eers alleen bestaan het. Hy kon nie geskep gewees het nie. Niks het bestaan wat hom kon skep nie. Ons eie bestaan en die van die ganse heelal getuig van die bestaan van 'n ewige God. Die een wat die wette ingestel het en wat dit beheer, moes nog altyd bestaan het. Slegs hy kon lewe in alles blaas. Daarom sê Job 33 vers 4, die gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewendig. En sal sien dat deur die hele woord, oral waar hulle praat hulle van die Almagtige. Nou, ek gaan nou nie verder met vandag nie. Hierdie reeks gaan so oor 5 sondae hardloop. Want net wie is God en bestaan God werklik? Want dis mos nog 'n vraag. Dis die eerste 2 gedeeltes. Dan eers kom ons by die skepping. Dan die skepping van die mens en sy nageslagte. So kom ons staan vas by dit wat ons vandag gehoor het. Gaan dink 'n bietjie daaroor na. Gaan lees jou Bybel en as jy nog skrifte en ander goed soek,
is jy welkom om na my toe te kom. Bring net 'n flashdrive saam. Ek gaan nie vir jou alles neerskryf nie. Dis te baie. Regtig. Is 'n paar 100. En dis hierso, as ek mooi moet tel, is die kort by 1000. So ek sal dit vir jou gee, maar ek gaan dit nie vir jou neerskryf nie. Dis lankal nagevors, dis lankal op rekord by my. Maar ek sal vir jou gee as jy meer wil weet omtrent dit. Amen. O ons Heer en God, ons dankie vir hierdie gedeelte, vir die skrifte. Ons dankie Here dat U daar is. Here, eintlik dank ek U vanmôre dat ek nie weet wat U weet nie. En nou was ek miskien nie nederig gewees nie. Dan was ek miskien nie afhanklik van U gewees nie. Maar het ek dalk my eie trompet geblaas of my eie beel geblaas soos die mense sê. En daarom, o God, kom ek vanmôre voor U en ek dank U dat U vir ons bietjie aanduidings en verduidelikings gee. Mense wat skrifte neergelê het om vir ons te bewys dat U was maar altyd. En dat ook vir ons gesê is, dis nie vir ons nou om te weet nie. Maar eendag sal ons dit weet. O Here, ons God, ons Vader, Jesus Christus en die Seun, en die Heilige Gees. Ek bid vanmôre tot U in 'n drie-eenheid. En ek vra dat U 'n rustigheid in ons sal gee. En dit wat in die skrifte is, sal aanvaar soos dit is. Here, en dat ons nie altyd U wil navors nie. Want U is te groot daarvoor. En ons te klein. Lei ons daarom, Here, tot aanvaarding en lei ons ook dan so. Here, dat ons gaan in 'n dieper kennis van die woord gaan soek. Dan, Here, sal ons dalk meer in 'n beter begrip kry van wie U werklik is. Ek dank U vir 'n wonderlike dag. Ek dank U dat ons vanmôre kon opstaan. Gesond en lus vir 'n nuwe dag. Dat ons kon na U huis toe optrek. Ons loof U daarvoor en ons prys U heilige naam. En met danksegging vir U genade en U liefde, bid ons dit in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen.